Amen, halleluja. Ja, die Here is wonderlik en u wat nou nie weet hoe dit werk nie, ek gaan nou 'n klein geheimpie vertel. Hoe dit hier by ons werk is dat so 'n tydjie voor die tyd dan gee die huisvader vir jou die preeklys, watter Sondag jy nou praat. En dis al wat jy weet. Wat jy nie weet nie is wat die een gaan sê wat voor jou praat. Dit weet jy nooit. En dan sit 'n mens nou maar in wonder, okay, laat ons nou maar net eers hoor, want ons wil nie altyd oor dieselfde ding praat nie. Nou begin my suster Handelie vanmôre en sy lees van Petrus en die skei en die goed, dink, hier gaan my boodskap. Maar ek dink die Here het vanmôre vir ons 'n besondere boodskap om te gee deur juis die lewe van Petrus, omdat hy so 'n prominente figuur was. En ek gaan nou kyk na die ander keer toe Petrus ook op die see van Galilea was in 'n boot. En ek dink ons moet dit lees. Ek gaan hierdie stukkie net lees want dit is eintlik so 'n bekende verhaal. Ons het hom al in die sonnaarskool geleer, maar vir die van u wat lanklaas in die sonnaarskool was, kom ons begin net voor. Matteus 14 vanaf vers 22. Matteus 14 vers 22. Ek gaan hierdie gedeeltetjie vir ons lees en dan gaan ek nou terugkom daarna toe. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en so lank voor hom uit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwag het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook, en van angs begin skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. Hy het gesê, kom. Petrus van die boot afgeklim, op die water geloop, na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword, toe hy begin sink, skreeu, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, u is die seun van God. Nou, ek dink ons het al baie preke oor hierdie stukkie gehad en ek het ook al baie gehoor. En dan is die fokus gewoonlik op Jesus het op die water geloop en Petrus het op die water geloop en toe het hy baie geloof gehad toe hy daarop loop en toe raak hy bang en toe sink hy 'n bietjie en toe steek hy sy hand uit, Here red my en Here red hom en so. Dit is pragtig. Maar hier is 'n ander vraag wat my opgekom het. Ek weet nie of u al dieselfde vraag gehad het nie. My vraag is, waarom wou Petrus op die water loop? Dit was nie 'n opdrag van die Here se kant af nie. Dit was nie die Here se plan gewees nie. Hierdie was Petrus se plan. Hoekom wou Petrus op die water loop? En dit is nie dat dit normaal is om op water te loop nie. Niemand anders het dit ooit gedoen nie. As Jesus sulke goed doen, hulle het hom nou al goed genoeg geken dat hy wonderwerke doen. Maar hoekom wil Petrus op die water loop? Wat wil hy maak? Wat wil hy daarmee sê? Wat het aanleiding gegee tot by hierdie punt? En ek dink dit sal nodig wees dat ons net 'n klein bietjie teruggaan. Wat het daardie dag gebeur? En daar het eintlik redelik baie goed daardie dag gebeur. Daardie oggend, so iewers in die oggend, het Jesus te hore gekom dat Johannes onthoof is. Die nuus het hy daar gekry. Net voor dit was Jesus in Nasaret gewees en Nasaret se mense het gesê, ja, maar ons weet wie hy is. Hy is die seun van Josef en Maria, ons ken sy broers en sussie, hulle is en hulle het nie regtig in hom geglo nie. So, van daar af loop hy nou na die see van Galilea toe. In die proses sê hulle vir hom, Johannes geonthoof. Johannes was sy neef gewees, of 'n klein neef as ons mooi kyk, en dit het hom baie ontstel met hierdie nuus. Jesus was die een wat gesê het, dis die grootste profeet wat ooit gelewe het. Johannes was die eerste profeet wat gesê het, daar is die seun van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Niemand anders het dit gesê nie, die grootste profeet ooit. En dit het Jesus redelik geontstel. En toe hy daar weg is, toe sê hy vir sy disippels, nee, hy gaan nou na 'n eensame plek en hy wil gaan bid. Maar die mense in die dorpies het dit agtergekom en toe stroom die skare na hom toe en toe hulle by hom aankom, toe begin hy maar weer dien soos wat hy
'n diensknegt was op aarde, soos wat Jesus vir ons die voorbeeld gegee het, jy dien, dit is wat jy doen. En hy het die siekes gesond gemaak, en later dieselfde aand, ons is nou nog in dieselfde dag, later daardie aand toe begin dit nou al donker raak, en toe sê die disippels vir hom, jene, maar hierdie mense raak honger, en die dorp gaan toemaak, en so aan, en sê Jesus, okay, gee julle vir hulle kos, en sê, okay, maar ons het nie, en sê Jesus, okay, ek sê julle help, en toe kry 'n paar broodjies en visse. Ons ken daai verhaal, en toe's hulle gevoed, nou is die mense weg, nou gaan Jesus weer terug, na waar hy in die eerste plek heen op pad was, hy wil gaan bid. Hierdie ontstellende gebeure van Nasaret, van sy neef wat geonthoof is, hy moet dit gaan deurbid met sy vader, dit is waar hy op pad was in die eerste plek, maar hy wil ook nie sy disippels om hom hê nie, en hy sê vir hulle, goed, klim julle so lank in die skei, gaan ander kant toe. En die ander kant is die ander kant van die see van Galilea. En dit is na Genesaret. En nou is hulle op pad soontoe, maar dit was reeds skemer gewees, onthou is laat in die dag, hierdie was 'n lang dag. Maar hierdie dag is nog nie klaar nie, hierdie dag gaan nog langer word. Hulle is in die boot, die wind het reeds heel waarskynlik begin opsteek in die verkeerde kant toe. Ons lees dat hulle het geprotesteer. Hulle sê, Jesus, regtig, die wind, klim in die boot, gaan. Die Here het sy redes gehad hoekom hy dit doen. En ons weet nie regtig wat al die redes was nie, maar nietemin, die Here het vir hulle gesê, goed, klim nou in en gaan. Nou as ons teruggaan na vers 24 toe, die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom. Nou, party vertaling sê hy was 'n paar myl weg, die 33 vertaling sê hy was in die middel van die see gewees, en nou moet ons 'n klein bietjie kyk, nou ons het die voorreg gehad om op die see van Galilea in 'n boot rond te dryf, daar gery en toe het ons daar gedryf, nou ek het so in die ronde gedraai, nou as jy in die middel van die see van Galilea staan, is jy min of meer 6 kilometer weg van die kante af, jy kan die land, reg rondom kan jy wel die land sien, maar as jy in die kant staan, het jy 12 kilometer, dan kan jy nie die ander kant sien nie. So, die see is nie regtig vreeslik groot nie, en as die Bybel sê, goed, 'n paar stadion weg in die middel van die see, kom ons skat, min of meer, hulle was 6 kilometer weg. So 6 kilometer, dan is jy in die middel van die see. Nou moet ons ook onthou, dat die vorige aand het Jesus hulle in die see ingedwing, of in die skei ingedwing en gesê, vaar, en teen die tyd dat hy hulle na toe kom, was die 4de nagwaak. Wanneer was dit? Dis tussen 3 en 6 uur in die oggend. Kan ons nou indink, hoe het die disippels nou al geroei van sonsonder, tot, kom ons maak dit nou die gemiddeld, kom ons sê so 4 uur die oggend. Van 6 uur die aand tot 4 uur die oggend is hulle besig om te roei. En eintlik kom hulle nêrens nie. Hulle roei en hulle stoei en hulle kom letterlik nêrens nie. Om daardie afstand af te lê, sê die mense met die wat die geleerdheid het, hulle sê dit gaan jou so 'n halfuur vat. Om daai 6 kilometer met 'n roeiboot af te lê, gaan omtrent 'n halfuur vat. Hierdie 6 uur die aand tot 4 uur die oggend, hoeveel? 10 ure? 10 ure later? En nog net 6 kilometer gevorder? Ek dink hulle is moeg. Hulle is in hulle wese in moeg. En in daardie omstandigheid kom Jesus nou aangeloop. Wat ons ook nie weet nie, ons weet nie hoe het hulle rigting gehou nie. Hulle het nie GPS's en al die goeters gehad nie. En as daar 'n sterk wind was, ons weet nie of daar wolke was nie, so ek weet nie of hulle die sterre kon dophou nie, dalk kon hulle nie. Hoe het hulle rigting gehou? Hoe het hulle geweet waar hulle is? Al wat hulle weet is roei. Die kans is ook goed dat hulle 'n paar keer wou opgegee het. Ons roei. Ons moet na die ander kant toe, maar die wind kom van voor af, al die hele aand kom die wind van voor af. En dit is in hierdie omstandigheid waar hulle is. En nou, intussen, 10 ure later, het Jesus klaar gebid. Vir daardie tydperk, dis wat hy gedoen het, so hy was besig om te bid. En nou kom Jesus en hy, kom ons sê, hy vat kortpad na die oorkant toe. Hulle is nou al so end weg. Nou kom Jesus, ek weet nie of Jesus die hele pad tot by hulle geloop het nie, of Jesus gedraf het nie, maar as ek kyk na die narratief van die Bybel, dan het mense geloop waar hulle wou wees. So ek dink Jesus het eenvoudig net begin loop op die water, so hy het al ver geloop. En wat het hy gedoen? Hy het nie net ook na die ander kant toe gaan nie, nee, hy het presies hulle pad langs geloop.
Hier waar hulle was, Jesus weet waar is hulle, hy is die Almagtige, en hy loop hulle pad langs hier. Nou kom Jesus hier aan. En toe hulle so kyk, toe sien hulle, o aarde, hier kom 'n spook. Maar miskien, ek weet nie, hulle was seker al moeg gewees, hulle het nie meer geweet wat hulle sien nie. En nou kom hulle agter, maar dit moet Jesus wees toe hy met hulle praat. Hy sê, moenie bang wees nie, dit is ek. En nou kom Petrus so onverstaanbare versoek. Hierdie is nie Jesus se plan nie, ons moet dit nou altyd, ons moet dit besef. Hierdie is Petrus se plan. Nou kom sy plan, Here, as dit U is, beveel my om op die water te loop. Hy vra die Here om vir hom 'n opdrag te gee, om iets te doen wat hy nog nooit voorheen gedoen het nie. Nou sê Jesus vir hom, is reg, kom. Petrus, dit is wat jy graag wil doen, so okay, kom. Hy loop 'n entjie. Nou weet ons ook nie hoe ver hy geloop het nie. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword, hy het begin sink. Here, red my. En dan wil 'n mens amper altyd dink, maar hy het gesê, Here, red my, want hy's bang hy gaan verdrink. Hierdie is vissermanne. Petrus kan swem. Petrus is nie iemand wat sou verdrink nie. Hy kan swem. Wat was die probleem hier gewees? Die probleem was, hy was so moeg, dat hy nie meer krag gehad het om te swem nie. Dit is die waarheid. Hulle 10 ure lank al geroei, so stel jy nou dit voor. Hy het nie krag gehad om verder te swem nie. Hy kon omdraai en terugswem na die boot toe. Hy was heel waarskynlik nader aan Jesus as wat hy in die boot was, soos dit wil voorkom, want Jesus was ryk afstand gewees, en toe hy begin sink, Here, red my, is dit okay, Jesus steek sy hand uit, en hy red hom. En wat het hy toegedoen? Het hy saam met hom geloop na die oorkant van die see toe? Sê, okay Petrus, kom ek en jy loop nou saam, ons is nou klaar met die boot. Wat doen Jesus? Terug boot toe, Petrus. Hoekom het jy jou boot verlaat? Wat soek jy hier? Petrus is die impulsiewe een. Petrus was 'n bietjie ouer as die ander manne gewees. Die storieboeke, ek weet nie waar kom die mense daaraan nie, ek lees hulle dan nie die Bybel nie. Dit was jong manne. Die disippels was nie oud gewees nie, die disippels was enige iets van 16, 17, 18 jaar oud. Onthou dit, as jy die Bybel lees, hierdie is jong manne. Net Petrus was ouer gewees. Petrus was min of meer 25, 26 jaar oud gewees. Die ander was almal jonk. Jesus het hulle nog by hulle pa gekry, toe hulle besig was om saam met hom by die bote te wees. En daar is vreeslik baie dinge wat ons kan lees in die evangelies, wat vir ons hulle ouderdomme gee. So lees net 'n bietjie mooi, jy gaan hulle ouderdomme kry. En dit was jong manne gewees. Maar Petrus was 'n bietjie ouer. Hy was seker so, kom ons skat, sê maar so 8 jaar ouer as hulle gewees. Dit is nou omtrent soos, as jy nou sê maar 16, 17 is, dan is jy nog op skool, maar Petrus het nou al 'n werk gehad. Verstaan nie, dit is daai verskil. So Petrus was die ou wat die groot vrymoedigheid gehad het. Hy was 'n ou wat eintlik eers gedoen het en dan gedink het, of eers gepraat het en dan gewonder het wat hy wou sê. Maar dit was Petrus gewees. Nou, hy is ook die een wat in die boot die voortou sou neem. Hy is die een wat sou gesê het, maar Jesus het gesê, ons moet gaan, kom ons gaan. Petrus is die een wat gehad het in daardie omstandigheid. Hy is die een wat die verantwoordelikheid gehad het. Die ander was almal jonger as hy. Almal was jonger. Petrus dra die verantwoordelikheid van daardie tog om aan die ander kant te kom. Wat doen Petrus toe hy vir Jesus sien? Dit staan nie daar geskryf nie, maar as ons na die narratief kyk en ons kyk na die gebeure wat dit vooraf gegaan het, is die kans goed dat Petrus besef het, maar hier gaan hy nie verder regkom nie. Maar om op die water te loop is ordes makliker. So, Jesus sê vir my om op die water te loop, hy daarom besef, hy sal dit nie self reg kry nie. Wat het hy eintlik probeer sê, is, Here, ek moet nou die feit dat ek uit die boot uitklim, moet ek nou kan regverdig met iets. So sê net vir my, ek moet kom, en dan gaan ek, en die Here sê, is okay, gaan dan maar. Maar 'n entjie weg,
toe begin hy iets anders te besef. Hy besef, maar dit sou vir hom beter gewees het om in die boot te bly. Want waar hy nou is, het hy niks meer onder hom nie. Nou is hy uitgelewer aan alles. Maar die boot sou nog 'n beter plek gewees het. Wat doen Jesus? In alle liefde, steek hand uit. Kom Petrus, kom ek loop saam met jou. Nie ander kant toe nie, terug boot toe. Kom klim in die boot. Dis waar jy hoort. Nou as ons dan na die situasie kyk, en ons hoor wat ons suster Hannelie vir ons voorgehou het, dan is daar baie mense wat 'n verantwoordelikheid het vir een of ander saak, maar wat die verantwoordelikheid wil opgee. Maar om die verantwoordelikheid op te gee, moet iets geregverdig word. Petrus het vir Jesus gesê, Here beveel my om my verantwoordelikheid op te gee. Hy het gesê, okay, goed. Want die Here se woord is 'n voorbeeld in ons hele daaglikse lewe, in alles wat ons het. En ek dink Jesus het hierdie omstandigheid toegelaat sodat ons daaruit 'n les kan kry waar die Here gesê het, okay, goed, klim uit jou boot uit en kom. Maar hier gaan dit vir jou erger wees as om in die boot te gebly het. So die entjie weg wat jy is, kom ek vat jou en ek lei jou net in liefde weer terug na waar jy in die eerste plek moet wees. Nou is daar vreeslik baie omstandighede waarin baie mense verkeer, wat van jou in jou verantwoordelikheid van jou optrede verg, maar dit gaan jou dalk moeg maak, of dit gaan vir jou 'n uitdaging wees, of jy gaan nie regtig regkom nie, of jy gaan ook nie weet hoe om daardeur te kom nie, en baie mense soek 'n uitweg uit 'n verantwoordelikheid uit. Ek het al gehoor dat mense sê, nee wat, ek is nou lus en gee alles op. Dis 'n uitweg uit die verantwoordelikheid uit. Daar is mense wat al gesê het, ek gaan na 'n ander dorp toe trek waar niemand my ken nie. Loop weg van 'n verantwoordelikheid wat jy hier het. Daar is mense wat probleme in hulle huwelik of in hulle gesinslewe het. Nee wat, ek gaan nou my gesin los en loop. Loop weg uit jou verantwoordelikheid uit. Daar is mense wat sit met finansiële kwessies en finansiële sake wat nie regkom nie, wil wegloop uit die verantwoordelikheid uit. Daar is baie mense wat dan gaan dobbel en sê, goed, maar as hierdie voorsiening nou nie vir my werk nie, kom ek gaan sorg nou maar vir myself op 'n ander plek, en dan kom ons gaan dobbel en wen iets. Ons het nou die aand, kyk ons na op Kwela het sulke klein, vreeslike interessante programmetjies van 'n vrou wat uiteindelik op straat beland het, vra haar, hoe het jy hier gekom? Sy sê, ek het begin dobbel, en die heel eerste keer het sy 'n klomp geld gewen. En dit was die einde. Van daar af het sy alles verloor en op straat geëindig. Loop weg uit 'n verantwoordelikheid uit. Daar is verantwoordelikhede wat ons gaan hê in 'n wêreld waar dit swaar sal gaan. Jesus het dit gesê, Johannes 16 vers 33 sê hy, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Hier is nie 'n illusie nie. Hier is nie dat 'n mens nou, ja, maar ek is nou 'n Christen, ek dien vir die Here en dit gaan nou net met my wonderlik gaan nie. Vergeet dit. Die Here se woord sê dit nie vir ons nie. Hy sê in die wêreld gaan julle verdrukking hê. Maar wat sê hy dan? Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Daar is net een roete. En daar's net een roete oor die see. En die roete oor die see is binne in die boot, nie langs die boot nie. 1 Johannes 2 vers 1 sê Jesus, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. 'n Voorspraak. Nou in hierdie voorspraak het ons gesien, dat Jesus het, toe hy die disippels wegstuur, het hy gaan bid. Wat het hy gaan doen? 'n Voorspraak vir hulle. Jesus het presies geweet wat gaan gebeur. Hy is die Almagtige. Wat het hy gedoen? 'n Voorspraak vir hulle. Nie dat die boot verdwyn en almal op die water loop nie, nee, dat hulle veilig in die boot aan die ander kant kan kom. Dit was die voorspraak gewees. Jesus het hulle ook in die boot ingedwing. Kan ons dan sê, Jesus dwing ons in omstandighede in? Nee, life happens.
As ons nou nie dink dat dit anders is, dan is ons onder 'n wanindruk. Life happens, jy gaan moeilikheid kry. Verseker, almal gaan dit kry. Ek het genoeg gehad. Weet jy wat nog kom nie? Maar miskien die Here my 'n paar lesse geleer in die tussentyd. En dan is daar 'n klomp verantwoordelikhede wat die Here vir ons as mens gee. En ek gaan vanmôre die verantwoordelikhede 'n klompie van hulle opnoem, want dit is die goed wat die maklikste gelos word en vanaf waar mense die maklikste vanaf probeer wegstap uit die verantwoordelikheid uit wat die Here vir ons gegee het. Ons het die verantwoordelikheid om God lief te hê en te aanbid. Die verantwoordelikheid vir aanbidding teenoor die Here lê by ons. As ons die groot vraag vra, wat maak ons almal op die aarde? Daar's baie bespiegelinge. Daar's net een antwoord. Ons is op die aarde om God te verheerlik. Punt. Dis dit. Dis waaroor dit gaan. Ons het die verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees teenoor sy woord. Maar dit gee ons 'n ander verantwoordelikheid. Die ander verantwoordelikheid is om sy woord te bestudeer. Daar is baie mense wat die Here se woord nooit oopmaak nie. Die verantwoordelikheid om te weet wat in sy woord staan, word eenkant geplaas. Lees nooit sy woord om uit te vind wat hy van jou vra nie, want die volgende verantwoordelikheid is die verantwoordelikheid om heilig te lewe. Nou die enigste manier hoe jy gaan weet hoe om heilig te lewe is as jy jou verantwoordelikheid nakom om sy woord te lees en uit te vind wat dit beteken om heilig te lewe. Dit staan in sy woord geskryf, nie op 'n ander plek nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om sout en lig te wees. Dis 'n opdrag wat die Here gee. Dit is ons verantwoordelikheid om in die wêreld lig te bring. Sout is so half van 'n preservering. As mense in kort daarna kyk, dan biltong gaan nie biltong word as daar nie sout opkom nie. Want dan gaan hy vrot word. Wat maak die sout? Die sout preserveer, die sout laat behoue bly. Hoe moet ons in sout wees, laat behoue bly deur die evangelie te verkondig, sodat die mense nie verlore gaan nie? Ons moet sout wees in die wêreld. Dis 'n verantwoordelikheid. Dit is nie opsioneel nie. Dis ons werk. Dit is wat ons moet doen. Die verantwoordelikheid van 'n gesin is geweldig groot. Die verantwoordelikheid van ouers teenoor kinders is ononderhandelbare verantwoordelikheid. Maar daar is vreeslik baie mense wat wegstap van daardie verantwoordelikheid om dit nie te doen nie. Om die kinders nie op te voed in die vrees en die weë van die Here nie. Hoeveel ouers is daar wat kinders by die kerk gaan aflaai, omdraai en huis toe ry? Loop weg van die verantwoordelikheid af. Want dis die verantwoordelikheid wat ouers het om kinders in die weë van die Here op te voed. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor onsself. Die verantwoordelikheid om jouself op te pas. Hoekom wil ek dit doen? Want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my gesin. Dis hoekom ek myself moet oppas. Nou is daar baie mense wat vreeslik waaghalsig is en soek die hoogste ding om vanaf af te spring en loop oor 'n kabel wat oor 'n afgrond gespan is en al sulke goed, en almal hou hulle asem op en so en as jy jou verantwoordelikheid nakom, dan doen jy dit nie. Ja, maar dis avontuur. Daar is 'n grens van avontuur en 'n grens wat dan oorgaan na roekeloosheid toe. En in die roekeloosheid daag jy die dood uit. Want as daardie man van daardie tou afval, wat word van sy vrou en kinders oor wie hy, wat op die tou geloop het, die verantwoordelikheid het? Wie sin is dit nou? Ons het 'n verantwoordelikheid om onsself op te pas. Vir mekaar. Vir ons gesinne. Ons het 'n verantwoordelikheid om jou finansies wys te bestuur. Dis wat ons moet doen. 'n Mens kan nie geld inkry en dan gaan dit soos dit wil en halfpad in die maand het jy niks meer oor nie en dan begin die siklus mos. Kom ons leen nou tot aan die einde van die maand, dan kry ek my salaris, dan gee ek alles terug wat ek geleen het, dan kom ek halfpad, dan leen ek weer vir die einde van die volgende maand, dan wag ek vir my salaris, dan gee ek daai terug, dan leen ek weer vir die volgende een en so hou dit aan. Dit is onverantwoordelik.
Die Here gee vir ons, want hy is ons voorsiener, hy gee vir ons sodat ons in verantwoordelikheid ons finansies bestuur. Die Here gee eintlik genoeg. Wat maak ons met dit? Ons het die verantwoordelikheid om dit te bestuur. Ons het die verantwoordelikheid wat die Here vir ons gee. En ek het vir julle slegte nuus. Die Here het nog nooit enige iemand geonthef van sy verantwoordelikheid nie. Ook nie vir Petrus nie. Petrus wou meer as een keer wegstap uit sy verantwoordelikheid uit. Die eerste keer, kom ons sê, wou hy die boot verlaat. Here, ek is nou klaar met hierdie verantwoordelikheid. Kom ek vat 'n ander roete. Petrus, terug boot toe. 'n Ander keer het Petrus vir Jesus verloon. Kom ek sê net, ek ken hom glad nie en dan stap ek weg uit my verantwoordelikheid uit. Jesus gaan haal hom weer terug en sê, Petrus, het jy my lief? Laat my skapies wy. Uiteindelik dink ek het Petrus besef, Here, okay, ek sal my verantwoordelikheid opneem, maar ek het dit nie. Toe sê Jesus, okay, is goed, gaan wag in Jerusalem tot jy aangedoen word met krag uit die hoogte. En daarna het dieselfde Petrus sy verantwoordelikheid opgeneem en gedoen wat die Here in die eerste plek vir hom gesê het om te doen. Petrus, vir jou sal ek maak vissers van mense. En hy het. Maar daar was 'n klomp plekke tussenin waar Petrus wou wegstap uit daardie verantwoordelikheid uit. Johannes 16 vers 32 gee vir ons 'n pragtige bemoediging. Johannes 16 vers 32, hy sê, kyk, daar kom 'n uur, en dit het reeds aangebreek, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie huis, my alleen sal agterlaat. Ek is egter nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit het ek vir julle gesê, dit wat Jesus nou gesê het, hy sê, dit, dat ek nie alleen is nie, sê ek nou vir julle, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. En hoekom het Jesus dit juis vir hulle gesê? Hy het dit juis vir hulle gesê om vir hulle te sê, soos wat ek nie alleen is nie, maar die Vader is by my. So, kinders, julle is nie alleen nie. Toe Jesus vir Petrus terugvat, na dieselfde boot wat hom so moeg gemaak het, na dieselfde roeispane, wat heel waarskynlik al eelte in sy hande gemaak het, en in die ander se hande, sê die Here, ek is julle, is nie alleen nie. Wat doen Jesus? Klim saam in die boot, en toe, dit wat niemand gevra het nie, of oor gewonder het nie, of dalk nie eers oor gedink het nie, die wind het gaan lê, en die golwe het plat geraak. En ons het die voorreg gehad, ons was op die see van Galilea, toe daar so 'n ligte briesie is, en die water net so gekabbel het, staan ons in die middel van die see, 'n groep van ons, en jy besef, Here, hierdie is die plek, waar die storm stil geraak het. En toe ons daar gestaan het, te besef, maar dit is die plek, hierso. Toe die Heilige Gees inspraak, wonderbaarlik gehad, in elkeen van ons se lewens, dit het stil geraak op die boot, en jy het intens bewus geword van Jesus se teenwoordigheid. En die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Intens het jy bewus geraak, en jy het net stil geword. Jy het nie eers 'n woord gesê nie, maar stil geword. Hoekom? Want dit is die plek waar die Here ons wil hê. In jou boot, in jou verantwoordelikheid, maar nooit sonder Jesus nie. Want hy is die een wat die wind laat lê en die golwe laat bedaar. En dan is hy die een wat jou in jou boot met jou verantwoordelikheid aanhelp tot aan die ander kant. Amen.